Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag Dinsdag die 3de Februarie 2026 en ons gesels hierdie week om aan God te behoort. En daar's 'n duidelike vloei daarin, identiteit, na genade, rus, teenwoordigheid en natuurlik uitsending ook daarmee saam. Vanoggend om in genade te behoort, nie prestasie nie. Nou, ons is briljant daarmee om genade te aanvaar. Dis baie maklik as iemand vir jou sê, hier is vir jou iets wat jou niks gaan kos nie. En ons aanvaar dit maklik. Maar net daarna, dan wil ons weer dit met prestasie vervang. Soos in, maar hoekom sou iemand vir my iets gegee het wat ek verniet kon kry? Of, wat verwag die persoon dalk van my terug, omdat ek dit ontvang het? So dit is 'n briljante manier vir ons mense om te sê ons aanvaar genade, maar ons verstaan dit dalk nie so goed nie. Paulus skryf aan die Efesiërs in hoofstuk 2 vers 8 tot 10 die volgende: Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. So, net in hierdie gedeelte maak Paulus dit eintlik glashelder. Ons kan nie, as jy lees dit, dis duidelik, dis sigbaar. Genade is God se werk. Ja, ons kan met mekaar ook genadig wees, maar hierdie groot reddende genade is God se werk. Jy kan niks doen om dit te verdien nie, jy kan dit nie koop nie, jy kan dit nie steel nie, dis nie timeshare in die hemel nie, jy kan dit nie eens erf nie, dis God se werk. Hy sê ook, geloof is ons antwoord. So hoe bekom ek hierdie genade? Of hoe kwalifiseer ek vir hierdie genade? Deur geloof. Dit is wat hy sê, dit kom uit geloof, dit is 'n gawe van God. En wat beteken geloof? Dan in hierdie geval, ek gaan dit in my hand sit, dit ontvang, toevou en teen my hart vashou. En die laaste een sê hy dan, werke, dit wat jy doen, dit wat jy wys uit dankbaarheid en hoe jy ook al optree en hoe jy jou geloof dan aan uitdrukking gee, dit is die gevolg hiervan, nie die oorsaak nie. In vers 10, die laaste vers wat ons gelees het, is dit belangrik, ons, ek en jy, is God se handewerk. Ons is nie ons eie projek nie. Jy mag dalk dink dat jy ergens gekom het in die lewe, maar voor God het jy slegs jou naam en jou identiteit. Geen titels nie, geen werkservaring nie, geen geleerdheid nie. Die vraag is net, het jy geloof en het jy die genade wat aan jou gegee is, jou eie gemaak? So ons kan nou mooi hieroor gaan dink. Prestasiegeloof doen twee dinge. Prestasiegeloof beteken dan dat jy, jy trots is op jou geloof en hoe jy dit uitoefen en jy het eintlik 'n so lang lysie wat jy gewoon al afmerk, ek moet die volgende doen, ek moet my dankoffer gee, ek moet kerk toe gaan, ek moet vir iemand goed doen, ek moet baie bid en op 'n dag, ek moet my Bybel lees, ek merk dit alles af, en as iemand vir jou vra, maar gaan jy hemel toe, is jy reg om hemel toe te gaan? Nee, ek is reg, ek het al daai klein boksiekies gemerk, so dit maak jou trots om te dink dat jy al die regte dinge gedoen het. Maar prestasiegeloof maak jou ook moedeloos. Want jy weet dat jy met jou prestasie nooit ten volle daar kan kom om dit te ontvang nie. Terwyl genade maak ons almal gelyk. Want voor God is jy slegs iemand met 'n naam wat hy ken, en dit is jou identiteit. Niks anderster nie. Niks kwalifiseer jou anderster
om voor hom te kan kom nie. Ja, jou geloof, maar as jou mens, dit wat jy kan bereik, niks daarvan nie. Want ons almal kan genade ontvang. Niemand is uitgesluit daarby nie, en niemand verdien dit nie. Dit is soos wanneer iemand vir jou 'n geskenk gee, en jy aanvaar dit, en jy sê baie dankie, en jy gaan dit mooi oppas. Maar as iemand vir jou 'n geskenk gee met 'n pryskaartjie aan, wat hulle nie afgehaal het nie, en die bedoeling is nie, jy moet dit gaan omruil nie, ek bedoel, dit is nou nie, dit was nie 'n ongeluk nie, dit was ook nie kleringe wat kan omgeruil word nie, dan is dit eintlik nie meer 'n geskenk nie, dit is eintlik iets wat iemand gee, om te sê, kyk na die waarde wat ek vir jou gee, en dis nie hoe God dit doen nie. In Jesus Christus ontvang ons die redding, sodat ons kan leef in die ewige lewe. So jy moet daaroor gaan dink, waar het jou geloof 'n bietjie swaar getrek? Waar het jy probeer verdien wat God reeds vir jou gegee het? Here onse God, U ons Vader, dankie dat U uit genade U Seun gestuur het. Here Jesus, dat U aan die kruis gesterf het met al ons sonde op, en dat U vir ons die Heilige Gees gegee het om binne ons te woon, en dit alles is net genade. Dankie dat ons aan U mag behoort, sonder dat ons hoef te kwalifiseer om aan U te behoort. Om dit ons eie te maak, hoef ons dit net te glo. Dankie daarvoor. Amen.